Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis my baie groot voorreg om vanoggend hier by u te wees. Ek dreig al lank, of eintlik word ek al so lank gevra om te kom, en ek is die hele tyd in ons gemeente aan die preek, en toe het ek nou 'n bietjie afgehaak by ons vanoggend, en toe sê ek net mag nou by u kom kuier. So dis my groot voorreg om vanoggend ook vir u, so aan die begin van 2016, die woord van God te bring. En daarom wil ek sommer van my kant af vir elkeen ook sê, 'n geseënde 2016. En my gebed is werklik vir u elkeen, soos wat ons tema vanoggend is ook, dat die bene weer sal lewe in u lewe ook in 2016. Ek groet u met die woorde van Psalm 81 van vers 2 af, wat sê, jubel tot eer van God ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob, sing en slaan die tamboerijn, laat hoor die lieflike klanke van die lier en die harp. Blaas die ramshoring op 'n nuwe maan, met volmaan op feesdag, want dit is 'n instelling van Israel, 'n verordening van God, van die God van Jakob. Hy het dit van die nageslag van Josef as 'n diereplig opgelet, toe hulle uit Egipte weggetrek het, wat hulle toe nog nie geweet het nie, het hulle gehoor. En dan volg dit wat God gesê het. Maar in hierdie gedeelte roep die skrywer ons op om te juig en God se naam groot te maak en sy naam te loof, want hy doen moeite met ons en hy het 'n ontmoeting met ons en 'n afspraak met elkeen van u vanoggend. En daarom kan u weet, daar waar u sit, sit hy langs u, sit hy in u hart en bring hy vanoggend ook sy boodskap aan u. En daarom groet ek u, genade vir u, vrede van God ons Vader, van sy seun Immanuel wat mens geword het en van die Heilige Gees wat ook vanoggend in ons elkeen se harte gaan werk. Amen. Liewe gemeente, terwyl jy so sit, kom ons bid saam. Here Jesus, as ons vanoggend in die huis is, ons hoor hoe die skrywer van Psalm 81 ons oproep om u te loof. Ons hoor die afgelope naweek hoe hierdie weerlig dreun en u loof. Here, dan wil ons ook u naam kom groot maak. Here, want so in die eerste tree van 2016 het ons elkeen al soveel seëninge beleef en keer op keer beleef hoe u moeite maak met ons. Ons mense wat net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese is. So het u vanoggend ook moeite met ons kom maak, het u 'n afspraak met ons. Here, u ken ons elkeen wat hier sit, u ken ons lewens, ons gedagtes, ons harte. Daarom bid ons, Here, dat u ons sal rustig maak, dat u ons gedagtes sal stil maak, dat ons vir hierdie paar oomblikke op u sal fokus en nie die woorde sal hoor wat hier gespreek word nie, maar die woorde wat u in ons harte invluister. Here, ons gebed is regtig dat u vanoggend vir ons vel, seënings, vleis en been weer wil gee, maar ook u gees en daardeur vir ons elkeen nuwe lewe. Amen. Liewe gemeente, het gesien ons tema vanoggend is laat die bene weer lewe, en ek hoop so rukkie in die preek in gaan dit vir u meer duidelik word wat ek daarmee bedoel. Maar ek wil vanoggend se diens begin met 'n aanhaling wat 'n anonieme persoon geskryf het. Ek het vir die aanhaling op die bord ook gebring. Dit is 'n Engelse aanhaling, so ek gaan dit in my beste Engels probeer lees vir u. Anonieme persoon het die volgende geskryf: Having hope propels us to achieve our dreams and drives us forward toward our pursuits. Hope also keeps us afloat when everything seems to go wrong, when we feel that we are drowning. Hope is the light at the end of the tunnel, the northern star by which we navigate our lives through trials and difficulties towards our dreams of a better day. When we lose hope, we are like a rudderless ship being tossed about without direction. Having and finding hope then is essential for keeping our dreams upright and continuing to sail in the direction of their attainment.
Dis nou 'n mond vol Engels. Maar al wat hierdie Engels eintlik probeer sê, en wat ek daardeur vir u probeer wil sê, deur hierdie aanhaling, is dat as ek en jy aan die begin van 2016 nie hoop het nie, dan is ons soos 'n skip wat deur die see rondgegooi word. En dan gaan ons hierdie jaar 2016 in sonder rigting, sonder 'n doel en sonder enige bestemming waar ons eintlik wil uitkom aan die einde van hierdie jaar. Vanoggend wil ek vir jou 'n vraag vra, maar ek wil eers vir jou die volgende video wys, dat jy vir 'n oomblik daarna sal kyk. Hierdie video is maar net 'n paar prente van die belangrikste elemente van 2015. Prente wat die jaar, die Suid-Afrikaanse geskiedenis van 2015 vir ons mooi sal karakteriseer of saamvat. Ek wil hê jy moet na hierdie videoetjie kyk, en dan gaan ek nog ietsie sê, en dan wil ek graag vir jou die vraag vra, waaroor ek jy vanoggend moet nadink. Liewe vriende, soos wat ek vir julle gesê het, 'n video met 'n paar prente wat maar net die hoogtepunte is van sekere dinge wat in ons land gebeur het laas jaar. Sekere van die dinge wat jy onthou dalk jy van die goed vergeet. Die politieke onrus, die ekonomiese druk, die natuurprobleme en alles wat ons beleef het in die jaar 2016. 'n Video wat vir ons vertel wat het gebeur is in 2015 en waarmee
In watter omstandighede gaan ons die jaar 2016 in? Ek het die video vanoggend vir jou gewys, maar ek wil hê jy moet dit meer persoonlik eintlik maak vanoggend. Want hierdie video kan opgevul word met soveel prente uit jou eie lewe uit oor die jaar 2015. As jy vanoggend hierdie video moes langer maak en jou eie lewe se prente moes insit oor 2015 en dit waarmee jy ingaan in 2016, watter prente sal jy bygesit het? Watter probleme of rampe of uitdagings het jy beleef in 2016? Jy is dalk meer direk deur van daardie dinge geraak as ander van ons. Dalk is jy nie, maar ons almal het in ons eie persoonlike lewens het ons hierdie prente wat ons kan bysit. Het jy verhoudingsprobleme gehad? Het jy dalk finansiële probleme gehad? Het jy jou werk verloor? Depressie, moedeloosheid? Het die dood aan jou gesin of familie se deur kom klop? Watter prente uit 2015 sit jy volgens saam met daai video en draai jy in 2016? En dan by die vraag wat ek nou lankal vir jou wil vra vanoggend, met al hierdie dinge gesê, vir 2016, vir ons land, vir ons kerk, vir jou eie lewe, het jy nog hoop? As ek reg is, het die gemeente ook laas jaar op 'n stadium die hoopkursus gedoen, wat ons in ons eie gemeente ook gedoen het. 'n Kursus wat gaan net oor al die verskillende elemente van hoop, en wat is hoop, en hoe dra ons hoop saam met ons, ensovoorts. Onthou jy nog daardie dinge in 2016? Gaan jy hierdie jaar in met daardie hoop idees? Of is jy hierdie hooplose skeep, wat ek aan die begin vir jou vertel het, in daardie aanhaal? So die vraag, het jy hoop vir 2016? Esegiel het dieselfde vraag gevra in Esegiel 37 vers 1 tot 14. En dit is ons skriflesing vanoggend. Esegiel 37, die eerste 14 verse daarvan. 'n Gedeelte waarin Esegiel dieselfde vraag vra oor sy land en sy volk en sy omstandighede. Is daar nog hoop vir hom? Esegiel 37, ek lees weer van vers 1 af. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene gewees en die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hierdie bene is baie droog. Toe vra God vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En baie slim antwoord Esegiel, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as 'n profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. Ek dink baie keer raak ons moedeloos as ons vir sekere mense moet gaan preek of sekere dinge moet doen. Arme Esegiel moes vir 'n hoop droë bene gaan preek het. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek gaan vir julle senings en vleis aansit, en ek gaan julle oortrek met vel. En dan gaan ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Arme Esegiel het toe opgetree as profeet, soos sy beveel is, en terwyl hy dit doen, hoor hy 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg en elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl Esegiel kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oor die bene getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Vers 9. Toe sê die Here vir my, praat nou as 'n profeet met die gees, tree op as profeet mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom in die 4 windstreke gees en blaas in hierdie dooies in, sodat hulle kan lewe.
Vers 10, weer eens was Esegiel gehoorsaam, ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as 'n profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak. Ek sal julle daar laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Net hierdie eerste 14 verse van Esegiel 37. Dit is 'n baie vreemde gedeelte wat aan almal van ons nie so baie bekend is nie. Maar in hierdie gedeelte kry Esegiel 'n visioen van God af. 'n Visioen wat vandag nog so aktueel is en vandag nog so nodig is as ons kyk na hierdie video en as jy kyk na die prente uit jou eie lewe. Ek wil vanoggend net 4 van hierdie elemente uit hierdie visioen uit vir jou uitlig en dan wil ek jou uitdaag om dit elke keer van toepassing te maak op jou lewe. Sodat jy kan sien hoe aktueel dit is en dat jy God se belofte ook vir jou kan hoor in die begin van 2016. So net 4 dingetjies wat ek vir jou wil uitlig. In die eerste plek is die omstandighede. Ons is wat die Engelse woord sê, wat dit beter beskryf eintlik die scene wat geskets word. Wat is die omstandighede wat ons kry in hierdie visioen? Vers 1 en vers 2. Esegiel bevind homself in 'n laagte waar daar baie droë bene is. Jy moet onthou, Esegiel was 'n priester gewees. 'n Priester was nie toegelaat gewees om aan lyke te vat nie. Waar bevind hierdie priester homself nou? Tussen 'n klomp lyke of droë bene. Uit sy gemaksone uit. In 'n vreemde plek, 'n plek waarvan hy nie hou nie en 'n plek waaraan hy nie gewoond is nie. As ons vers 10 gelees het, vers 10 sê die volgende: ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, toe kom die Gees in hulle en hulle het regop gaan staan. Dit was 'n baie groot menigte. So dis die eerste ding wat ons leer oor die omstandighede, die scene wat geskets word. Daar was droë bene, maar daar was baie droë bene, 'n menigte droë bene gewees waarin Esegiel homself bevind. As ons mooier kyk na die gedeelte, dan kom ons ook agter dat hierdie bene was vir baie lank al baie droog gewees. Daar was geen teken of geen moontlikheid van lewe of van hoop vir hierdie bene nie. Dis 'n klomp bene en dit is al vir baie lank baie droog. En as ons net bietjie kyk na die tyd waarin Esegiel geleef het, dan leer ons ook dat 'n behoorlike begrafnis was baie belangrik gewees. Hier in die omstandighede wat geskets word, is dit klomp bene wat lê in die laagte. So dis nie net baie bene en bene wat baie droog is nie, dis ook bene van 'n klomp mense wat nie 'n behoorlike begrafnis gekry het, wat baie belangrik was in daai tyd. Met ander woorde, ons kan daaruit aflei dat dit is bene gewees van mense wat uitgeworpene was en mense wat verneder was. So dit is die omstandighede, dit is die scene wat geskets word. As Esegiel nou vanoggend 'n video moes maak oor sy lewe, waarin hy op die stadium is, soos wat ons na daai video gekyk het oor 2015, dan sal hy nou hierdie sekere prentjie, baie bene, droë bene en bene van uitgeworpene mense. Dit is die omstandighede waarin Esegiel homself bevind. Die eerste element van die visioen, vers 1 vers 2. Die toepassing, wat is jou omstandighede vanoggend?
Ek het klaar vir jou gevra om te dink, watter prente bring jy saam uit 2015 uit en gaan jy mee in 2016? So as jy nou vanoggend 'n scene moes skets, of omstandighede moes dink van hoe jou omstandighede is, watter dinge is daar in jou lewe op hierdie stadium? Watter droë bene lê in 2016, wat jy gebring het vanaf 2015, of dalk nog vroeër in jou lewe? Esegiel bevind homself in 'n laagte met baie en baie droë bene. Waar bevind jy jouself aan die begin van 2016? Wat is die droë bene? Wat is die moedeloosheid? Wat is die hartseer? En wat is die depressie? Wat is die bene wat vanoggend in jou lewe en jou omstandighede lê, waarna jy kyk en jy sê, maar vir daai bene is daar geen hoop nie. Daar's geen teken van lewe nie. Dit lê al so lank, so droog. Dis die eerste element. Tweede element van die visioen is die vraag. Hierdie bitter omstandighede, hierdie scene wat geskep word vir Esegiel, laat 'n vraag ontstaan. Dieselfde vraag wat by baie van ons ontstaan as ons kyk na hierdie droë bene in ons lewens. Dis 'n vraag wat deur God gevra word, vers 3. Vers 3 vra God vir Esegiel, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? In jou omstandighede, in jou lewe, kan daar in jou droë bene weer lewe kom in 2016? Esegiel se antwoord, ek sê, is baie slim. Nee, Here, dit weet net U. Hy gooi die vraag terug na God. So hier kry ons die vraag, kan daar weer lewe kom? Is daar weer hoop? Iets baie interessant wat ek met u wil deel oor hierdie vraag, is dat Esegiel ken vir God. Hy weet dat God is die God van lewe en die God van dood. Hy weet God is almagtig. Hy weet God kan enige tyd mos hierdie bene weer laat lewe as hy wil. So Esegiel het in hierdie vers 3 kennis oor wie God is en wat God kan doen. Maar Esegiel het nie die geloof in hierdie kennis van God nie. En daarom dat hy die vraag teruggooi na God toe en vir God sê, net U weet of daar weer lewe in hierdie bene kan kom. Dis die vraag wat God vanoggend vir jou kom vra. As jy nou die omstandighede punt 1 geskets het van jou lewe, dan vra God vir jou, mens, kan daar weer lewe in hierdie bene kom? En baie keer soos Esegiel gaan ons in hierdie lewe gaan ons 2016 kyk ons na hierdie laagte met hierdie droë bene. Ek wil nie vir u vanoggend vreeslik depressief maak nie, daar's goeie nuus aan die einde, so nie te depressief raak nie. Kyk ons na hierdie droë bene in die lewe, en dan vra ons maar soos Esegiel, kan daar weer lewe kom? Ons het kennis oor God se vermoë, ons het kennis oor die woord van God en al die beloftes wat daarin is, soos Esegiel het ons kennis van God, maar ons het nie altyd geloof in hierdie dinge wat ek en jy van God weet nie. Die derde punt oor hierdie visioen vers 4 tot 10, dit is die wonderwerk wat plaasvind. Daar was die omstandighede, ek en jy het ook omstandighede, daar was die vraag, ons vra baie keer dieselfde vraag in ons eie lewens, en dan het God 'n wonderwerk plaasvind in vers 4 tot vers 10. Wat is die wonderwerk? Daar kom vleis, senings en vel aan hierdie klomp droë bene. En die bene gaan staan regop. Wright skryf so mooi in sy kommentaar hieroor, om hierdie wonderwerk uit te druk. Hy sê, ears have many bones, but bones don't have any ears. En tog is die bene gehoorsaam, al het hulle die ore nie en kan hulle hoor nie, en staan hulle regop. Ears have many bones, bones don't have any ears. Maar hierdie bones, hierdie bene wat nie ore het nie, is gehoorsaam aan God en hulle staan regop.
God beveel vir Esegiel om vir dooie bene te preek. En hy preek en hierdie bene vorm lyke. Dit kry vleis, senings en vel. Maar 'n lijk is dood. So God het nodig om hierdie wonderwerk van hom bietjie verder te vat, want dit help nie, hy sê vir Esegiel, jou dooie bene wat jy lê, moenie te veel bekommerd wees daaroor nie, want ek gaan vleis en sening, ek gaan aardse goeders, ek gaan vel, ek gaan dit oortrek. Wat help dit? Wat se moed gee dit vir Esegiel, want dit bly lyke, dit bly dood. Daarom moet God sy wonderwerk 'n stap verder vat in vers 9, en dan sê hy vir hierdie bene, wat nou lyke is, want dit het nou vleis, sening en vel gekry, gaan ek ook my gees gee, en gaan ek daarom ook lewe gee. En daarom staan die bene, wat nie oor het nie, is gehoorsaam en standig. Dit is die wonderwerk, en dis die wonderwerk wat God vir jou kom beloof. As jy kyk na die omstandighede van 2015, waarmee jy 2016 ingaan, en jy vra hierdie vraag, is daar hoop, kan hierdie bene weer lewe, dan sê God vanoggend vir jou, ek gaan vir jou droë bene, vleis, sening en vel gee. Ek gaan voorsien in die aardse, materiële, menslike dinge, wat ek en jy nodig het. Op my, dalk nie soos wat jy dit verwag het nie, maar ek gaan vir jou hierdie aardse voorsienigheid gee. Maar meer as dit, ek gaan ook vir jou my gees gee in jou omstandighede, en daar sal weer lewe kom, lewe en gees kom in jou omstandighede. En dit bring ons by die vierde, die laaste punt van die visioen, die belofte van hierdie visioen, of die toepassing, vers 11 tot vers 14. Ek gaan nie vir u vreeslik baie daarvan vertel nie, maar die volk Israel bevind hulle self hier in baie moeilike omstandighede, in baie 'n laagte met soveel droë bene, 'n videoetjie wat hulle kan maak met baie erger prente as dit wat ek en jy uit ons eie land uit kan vat volg. En God sê dat hierdie bene stel Israel voor. Israel sit daar en hulle het nie meer hoop nie. Hulle het nie meer 'n toekoms nie, hulle sien nie meer kans vir lewe nie. En God bring hierdie belofte aan hulle en sê, soos wat ek hierdie bene laat lewe het, Israel, so gaan ek julle weer laat lewe. So gaan ek ingryp, so gaan ek hoop gee in jou omstandighede. Dit is die belofte. Ek en jy die omstandighede, dit lei tot baie vrae. Ons sien die wonderwerk van God, en hy maak die belofte dat dit ook die wonderwerk is, wat hy in jou lewe gaan laat plaasvind. Om af te sluit dan, vanoggend staan ons aan die begin van 2016. Ons kyk na hierdie prente uit ons land uit, ons kyk na die prente uit ons kerke uit, ons kyk na die prente uit ons eie lewe uit. Wat sien ons in hierdie omstandighede? Ons sien 'n hoopdroë bene. Hooploosheid, wat my en jou, soos ek aan die begin vir jou gesê het, soos 'n skip op die see heen en weer druk, sonder 'n rigting, 'n doel of 'n bestemming. Het jy weer hoop? Het jy nog hoop vir 2016? En dan bring God vanoggend hierdie visioen van Esegiel, wat ek vir jou gesê het, so aktueel is, bring hy vanoggend vir jou lewe. En hy sê vir jou, hier is vir jou lewe 'n visioen vir 2016. Ek gaan hoop gee in jou lewe. Ek gaan lewe gee in jou lewe. Ek gaan vleis, senings, vel en gees gee, en ek gaan in jou lewe weer die bene laat lewe. Vir 2016, kyk uit hoe God weer nuwe dinge gaan maak uit ou droë bene uit. Kyk uit hierdie jaar hoe God in jou lewe asem gaan blaas in asemlose toekoms. Hoe God beweging gaan bring in 2016 in beweeglose huwelike drome, verhoudings, hartseer, verlange en rou. Kyk uit in 2016 met al hierdie dinge wat ons van 2015 af moet saamdra. Kyk hoe God weer lewe gaan bring aan hierdie droë bene
En daarom ook vir jou lewe, is my wens en God se belofte, laat die bene weer lewe. Amen. Hemelse Vader, as ons vanoggend lees uit Esegiel na hierdie visioen, as ons kyk na sy laagte met die droë bene, dan raak ons so bewus van ons lewens met ons hoopdroë bene. Ons hoef nie eers hierdie prente vanoggend te sien het nie, Here, want ons is elkeen so bewus van wat in ons land aan die gang is, meer bewus van wat in ons eie lewens aan die gang is. Droë bene. Here, maar dankie dat ons vanoggend aan die begin van 2016 hierdie eerste tree weer kan gee met nuwe hoop. Met hoop wat weer wakker gemaak is in ons harte. Dat ons soos aan die begin, soos saam met die psalmskrywer, U kan loof en prys, Here. Want ons stap nie hierdie jaar alleen nie. Ons het 'n rigting, ons het 'n doel en ons het 'n bestemming. En ons kan hierdie bene vat in ons lewens wat al hoe lank, hoe droog al is. Ons kan dit voor U kom neersit en ons kan beleef hoe U hierdie wonderwerk ook in ons lewens laat plaasvind. Here, vanoggend kry ons hierdie kennis oor U, maar ons het ook die geloof nodig dat U dit sal doen. En daarom is ons gebed, Here, dat U vir ons hierdie geloof sal gee, dat U ons sal help om veral in die tye wanneer ons meer bewus is van die droë bene, hierdie kennis, maar hierdie geloof in ons harte te sal hê, wat vir ons sê dat U ons bene weer sal laat lewe. Dankie dat U dit doen omdat U lief is vir ons, omdat U 'n genadige God is, en omdat U genade vir ons oorvloedig en ook genoeg is. Amen. Liewe gemeente, as jy uitstap vanoggend uit die kerkgebou uit, sal jy ongelukkig nou nie 'n hoop droë bene vind nie, want ek dink dit sou baie wettig gewees het nie, maar daar's 'n hoop droë klippietjies. En ons wil graag vanoggend vir elkeen van u sommer net so 'n klein droë dooie klippietjie gee waarop hoop staan. En dan moet jy hierdie jaar hierdie klippie invat en dink en kyk na jou lewe. En soos wat daar in hierdie klippie nie lewe kan kom nie, is daar baie dinge in ons lewens wat ons kyk en sê, daar kan nie lewe kom. Maar kyk dan na die woordjie hoop daarop in 2016, onthou hierdie visioen en hierdie belofte wat God aan jou gegee het. So jy is elkeen welkom om as jy uitstap by die deur, jy net so 'n klein klippietjie van hoop saam te vat vir die jaar. Ontvang ook die seën van die Here en weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is daar by jou in jou laagte met jou droë bene. Amen.